gegooi hierdie so ek het nie voor tyd gesê vir Alnika ek gaan hierdie doen nie, maar ek jammer ek moet dit net ingooi Alnika. Ek het oor die naweek gedink aan 'n hele paar ekstra dinge wat ek graag sou wou bysit by wat van my happieste universiteit memories was en even van my childhood memories. Maar ons sal 'n hele ander episode op dit doen. So as jy nog nie weet waarvan ek praat nie, asseblief gaan kyk ons eerste episode part 1 en 2 van my en Alnika se gunsteling memories is daarin en van ons soos net bietjie meer oor wie ons is. So dan gaan jy ook weet met na wie jy luister. En dan ons tweede episode was sover op geloof en meditasie. So dis also 'n baie interessante episode. Gaan kyk gerus. Hallo Alnika. Hoi. Hoe was jou week? Okay. Laas week was ek bietjie gestres geweest, maar ek het myself ooreed, ek het 'n mindset shift gemaak en gaan nie laat die stres my affekteer nie. So hierdie week voel ek bietjie meer energiek, bietjie beter. Ja. Ja, dis goed. My week was cool. Ek was maandag by die dokter gewees en toe het ek oefening gemis, unfortunately. Maar ek het weer 'n iron transfusion gekry. Dis interessant. Wat is 'n Okay, wag, laat ek net eers ek gaan nou vir jou vra oor die iron transfusion want ek weet nie actually wat dit is nie. Maar wag, sorry, sê eers hoe was jou week geweest? My week was cool. Okay. Okay, nice. Wat 'n oefening doen jy nou weer? Jiu-jitsu. Ja, ek doen jiu-jitsu / bietjie MMA. Ek oefen 3 keer 'n week en 3 keer 'n week vir 'n uur lank en dan oor 'n naweek 2,5 ure. Aan een? Ja. Liewe hel, ek het nie geweet dit is so lank nie. Ja. Like dis dit al 'n sessie. Ja, kom maar dis lekker. Dis lekker. Ja, maar al 2,5 ure is lank. Yes, like. Dit is regtig lekker. I mean, vergeet jy al van dit terwyl jy besig is. Van hoe moeg jy is. Ja. En I guess jy raak gewoond aan want jy raak fix eventually en dan raak jy gewoond aan, dan is dit nie meer 'n ding nie. Ja, en as ek nie gaan jiu-jitsu oor 'n naweek nie, dan gaan naik ons. Dis nice. Julle het die mag. Ek is jammer ek karring so vreeslik aan my oorfone, maar ek probeer hierdie week vir die eerste keer oorfone laat die klank beter is. Maar nou voel dit bietjie funny want dit voel of dit uitgaan. Maar anyway, sorry. Okay. Julle gaan nie Magalies, hoe spreek met tyd? Magalies kloof. Ja, ons stap dit. Ja, ek gooi myself hier onder die bus. Magalies kloof. Ons stap dit oor 2 weke. Ja, oor 2 weke stap ons dit. Dis 5 dae, 65 km. En die een dag stap ons 18 km. Yes, like dis baie. Daar gaan obviously oefeninge net in. Stap julle vir die oefening in voorbereiding vir dit, so stap julle elke keer bietjie verder of gaan naai julle net soos? Ja, so ons het so seminou ek kan nou nie presies onthou wanneer het ons begin oefen nie, maar kom ons sê begin van die jaar. Het ons begin met 5 km stap. En dan stap jy 5 km tot en met jy besef jou tyd raak beter. Wat jy die 5 km stap, onthou jy stap nie plat pad nie, jy klim 'n berg basically. Ja. So die oomblik wat ons besef ons tyd raak beter, dan het ons oorgeskuif na 7 km of 10 km en dan so increase het dit. En nou die laaste paar hikes voor ons nou actually gaan om Gobaskloof te stap, doen jy pack training. So jy pak jou hiking bag. Ja. Ja, dis nie regtig 'n backpack nie, maar want as jy 'n backpack gaan vat, gaan jou rug af wees, maar jy pak jou hiking. Sorry, laat my dink aan daai backpack. Het jy ooit Dora the Explorer gekyk? Nee. So life. Anyway, ja, okay. Oefening, pak training, ja. Ja, so jy pak jou sak, sê maar nou 10 kilos of whatever. So naas moontlik as wat jy dit gaan hê as jy actually stap. So wat weeg jou sak? Dit hang van persoon tot persoon. Jy is nie veronderstel om meer as 20% van jou body weight te gaan nie. En ek het dit uitgewerk. Vir my
kan ek nie meer as 11 en 2 kilos gaan nie. En dis regtig moeilik om te doen want jy moet kos dra, jy moet water Ja, dra, kan dink. jy moet klere dra, jy moet baadjies dra, jy moet snacks dra, jy moet freaking Ja, ja. 'n koppie om uit koffie uit te drink en okay, obviously jy vat nou nie die swaarste shit wat jy het nie, maar Ja, jy maar moet dit al weeg daai alles, elke klein bietjie. ja, jy moet 'n slaapsak vat, jy moet 'n kussing vat, En is jy nog moet winter 'n ook. ja, maar okay, ek twyfel dat dit so koud gaan wees. Soos ek gaan Okay. deur die dag byvoorbeeld loop ek in 'n T-shirt en 'n kort ski pants, want dit is warm genoeg. Maar in die aande obviously dra ek nou 'n baadjie en 'n vlies en 'n lang ski pants en Ja. ja. Ja, so jy moet nog Ehm, steeds warm klere en staf ook saamvat. Ja, maar dis exciting. Soos ons ons het die naweek byvoorbeeld 14.2 kilometer gestap in amper 4 ure wat regtig goed is. En ons Ja. het baie gestop. So Ja. Dis ja. wonderlik. Jy moet definitief ons sal nou weer 'n update doen as jy nou klaar gestap het, dan vertel jy vir ons hoe was dit. Dit Ek klink sal, regtig sal. nou 'n cool experience. Ek wonder nou, jy sê jy het nou oefening gewys hierdie week, maar ek het partykeer agtergekom soos ek het 2 weke terug of miskien kan ek so sê soos my oefenprogram werk ek so uit. Ek sal sê nou maar in 'n 4 week program sal ek 3 weke hard oefen. Dit sal dan nou insluit maandag en dinsdag oggend en aand. En dan van woensdag af sal ek in die oggende of in die middag oefen, soos middel van die dag middag oefen. En dan gewoonlik soos net maar oor lunchtyd. Behalwe nou donderdag sal ek sê net maar op 'n normale schedule probeer om net voor ons hierdie opneem. Mense gaan nou weet ons neem met donderdag op, maar anyway, maak nie saak nie. En dan in die aande sal ek of met Hufflepuff wat my hond is gaan draf of stap. En naweke Sondag rus ek. So Saterdag sal 'n bokssessie insluit en dan weer draf in die middag. Maar ek doen dit net 3 weke want dan voel ek daai laaste week soos ek raak so uitgeput. Ek kan letterlik voel dat my liggaam is moeg. En dan sal ek daai laaste week soos meer yoga doen en soos bietjie rustiger vat. Maar okay, so wat ek wou gesê het is ek het so 3 weke terug het ek agtergekom. Ek was net so moeg geweest van die oefening dat ek al basically 'n halwe week afgevat het. Maar toe ek weer moes begin, dis dit soveel moeiliker weer. Ek wonder as jy oefensessie mis, kom jy agter na 1 of 2 oefensessies, especially as jy siek was. Dit is moeilik om weer af terug te gaan. Of voel dit vir jou of jou muscle memory opgebou het met iets soos jiu-jitsu? Ja, ek dink nie daar bestaan iets soos muscle memory met jiu-jitsu nie. Freaking gisteraand toe okay, so ek oefen 'n maandag aand gewoonlik, woensdag en donderdag aand. En dan saterdagoggend / middag. Maar soos gisteraand ek nou weet, so ek het maandag gemis, maar ek is relatief fiks. So dit is nie dat ek as ek 1 oefening mis of 2 oefeninge mis dat ek baie van daai fiksheid verloor nie. Ek is ook hardkoppig genoeg dat in die verlede wat ek siek was, het ek soos soos ek moet sê ek is vandag verskriklik siek. Ek pomp myself vol medikasie. Ek is nie bang vir pille nie. Pomp myself vol medikasie en dan lê ek in die bed vir die dag. Môre voel ek 'n bietjie beter, maar nog nie 100% nie. Dis great. Ek sal weer medikasie drink en weer slaap, whatever, rustige dag vat. Die dag daarna, as ek al het ek nog slijm in my keel of snot in my neus, ek gaan oefen want ek dit klink weird om te sê, maar ek raak mal. Dit is die beste manier vir my om van my energie ontslae te raak en omdat ek nie soos kantoor toe gaan of klas toe gaan en op so 'n manier energie kan verbrand nie, is ek maar baie secluded by die huis en soos wat anders moet ek doen. So ek is bietjie verslaaf daaraan, maar dis okay. Dis 'n goeie verslawing. Ja. Maar wat ek wou sê, ekskuus, soos wat ek wou sê, soos gister nou, toe ek nou weer terug is na maandag toe. Dis nie muscle memory nie, definitief nie, maar fiksheid is dit gaan nie, dis nie asof dit weggaan in 1 dag nie. Maar ja,
net 'n ding oor die Ek voel muscle memory. Hoekom ek sê dit is nie muscle memory nie, is daar's 'n ouetjie wat omtrent, hy's amper dubbel my gewig. Dis 'n movie se ou. En gisteraand se in jiu-jitsu doen mense iets called grapple. Dit lyk so stoei. Dis 'n baie in your face martial arts. Jy's baie naby aan die persoon die hele tyd. En ons was besig om te grapple en ek het soos hom gemount. Dit beteken ek was bo op hom basically en die next moment toe gooi hy my soos 'n sak aardappels dis net oor sy kop en hy sê like en hy vra toe vir die coach was dit 'n legal move wat hy gedoen het soos want daar's reëls obviously en die coach sê nee dit was nie legal nie want sy weeg soos 2 kilos maar anyway ja so dit was baie funny geweest en toe druk ek een van sy pressure points om net die dit klink nogal dit klink nogal actually mens moet dis 'n dink tipe sport ook. Soos jy moet regtig dink terwyl jy dit doen. Ek het dit nou nog nooit gedoen nie of ek weet dink nie yoga tel as 'n martial arts nie. So ek het nog nooit regtig martial arts gedoen nie. Definitief geïnteresseerd, maar nog nie regtig self deelgeneem nie. Maar dit lyk van as 'n buitestander na baie mental exercise ook. Soos jy moet dink terwyl jy dit doen. Ek het mense dit al soos jy moet van my perspektief af jy moet heeltyd bewus wees van die moontlikhede wat die persoon die opponent kan doen. Want jy moet dit kan counter of jy moet van hulle bewegings af 'n attack move kan doen. Ja, maar anyway. Doen jy dit nou al? Van die begin van die jaar af. So van Januarie af. Januarie. En het jy intussen tyd al agtergekom dat dit jou soos in jou actual lewe op 'n manier beter soos bevoordeel? Dis net maar by jou werk. As jy net nie is obviously fine, maar soos het jy al agtergekom dat daar byvoorbeeld soos jy voel half of jy aan meer as een ding kan dink of jy voel of jy jou want daai om te leer om die volgende move te half counter voordat dit gemaak is, dink ek leer mense nogal om 'n paar stappe vooruit te dink. Ja, ek om eerlik te wees, ek is definitief meer aware van wat om my aangaan. In die sin van ek wil nie regtig sê want vrouens se peripheral vision is nie so great soos mans se nie, maar dit is regtig 'n paar mense wat daarmee sal saamstem rondom my, maar ja. Maar dit is regtig, maar anyway, okay, needless to say van die topic af. Ek is aware meer oor wat om my aangaan. So sudden movements sal my aandag trek. En ek dink ek is meer gedissiplineerd in die sin van okay, die vorige episode wat ons opgeneem het ons gepraat oor geloof en die struktuur wat geloof kan bring. En ek dink nie ek sou daai behoefte gehad het as ek nie maybe begin het met jiu-jitsu om 'n beter struktuur in my lewe te hê, in my persoonlike lewe nie. So, ek dink ek is definitief meer structured en georganiseerd. Wat nogal nice is, want dit voel asof my lewe meer van 'n natural flow het. Ja, en ek het gehoor al mense sê dat hulle nie hulle kinders byvoorbeeld in karate klasse wil sit as hulle kind is nie, want dit leer hulle om aggressief te wees. Maar ek is nie heeltemal seker of daar 'n wetenskap is wat dit opvolg nie, maar ek dink nie ek stem saam daarmee nie, want dit voel vir my baie keer is hierdie tipe martial arts nie net leer dit mens al vir emotional maturity teenoor jou span maak nie, wat ek seker baie ander sporte ook doen, maar ek praat nou spesifiek van martial arts. Soos ek dink dit leer mens ook om ontslae te raak van daai aggressie op 'n baie produktiewe manier. En ek dink dit is ook al 'n baie goeie emotional regulator. Jy het nou gepraat van energie regulation, of dat dit jou energie uitgang gee, maar ek dink dit is ook 'n baie half jy kry daai gevoel uit. Ek dink byvoorbeeld toe ek laasweek so 'n bietjie meer gespanne was, het ek boks in daai situasie gee vir my verskriklike out. Soos nie dat jy raak ook so moeg eintlik dat ek hier op die einde ook nie regtig meer wil hardslaan nie, maar
net daai dat jy dit al daai energie, daai opbouing van dit en jy kan dit uitkry. Dit regtig actually help nogal baie. Ek geniet dit at least. Ja, daar's baie goeters wat ek wil nie sê voel terwyl ek jiu-jitsu doen nie, maar kom ons sê maar voel terwyl ek jiu-jitsu doen in die sin van dit is definitief 'n baie goeie uitlaat vir anger. Persoonlike opinie nou en ervaring. Dit help my verskriklik baie. Ek dink nie dit maak mens meer aggressief nie. Ek dink dit in fact kan bydra tot 'n minder aggressiewe persoonlikheid, want jy begin besef wat die nagevolge van jou aksies wat jy doen, ja. Ja, van die nagevolge van actually iemand slaan of iemand probeer choke in wat ook al manier. Soos jy besef die nagevolge daarvan, want dit gebeur met jou in obviously in 'n controlled environment, Ja. maar so wat ook eintlik die beste manier is om dit te besef is in 'n controlled environment. ja, so ek dink dit is meer voordelig vir aggressie as wat dit nadelig is. Ja. Die enigste ding wat ek weet, die enigste Nee. ding wat ek weet wat actually regtig 'n mens se aggression level increase is gewere. Dis weird enough, maar hulle het 'n studie gedoen. Hierdie is so van die topic af, maar whatever. Ek moet net nou dadelik ook sommer dalk sê, ek gaan actually, dis 'n goeie topic. Ons kan dit dalk sê in die toekoms kan ons dalk actually praat oor gun control. Dis dalk 'n Okay. baie goeie topic in die toekoms. So hou julle wie ook al luister, check uit. Ek dink dit mag dalk in die future opkom. Ja, Baie interessante topic. Maar ja, sê maar. So net om in die meer presence te wees van enige vorm van geweer, increase jou aggression levels, maak jou meer aggressief. Ek wat byvoorbeeld so dit is subjective, ek dink, maar die feit dat dit bewys is maybe is interessant genoeg om daaroor te praat. Ek het groot geword in 'n huis met gewere. En ek is nie 'n baie aggressiewe mens nie. Dink nie ek is nie, althans. En ek het nooit regtig ervaar dat dit my meer aggressief maak as ek skietbaan toe gaan byvoorbeeld nie. Maar ek kan sien dat dit so is, want dit is daai net die meer presence van dit. Ja. So, Ek weet nie, ek kan eintlik om met jou dood-eerlik te wees, ek kan nie daarop praat nie. Ek sal eers bietjie moet gaan lees op wat dit sê en so. Ek is nie genoeg, ek het nou nie genoeg kennis op die punt van my vinger nie. Ek kan maar back to ons topic. Ja. Wat ek wel wou gevra het is, so by my byvoorbeeld iets wat ek het nou laasweek het ek so ons werk is eintlik verskriklik nice. Hulle het vir ons soos 'n tipe van 'n oefen platform program access toegegee. Nice. Die ding se naam is Strove. En dan is dit soos daar's 'n leaderboard. So jy kan sê net maar 200 punte 'n week kry vir jou wallet. Dan elke oefening wat jy doen, dan kry jy nou punte vir dit. Dan gaan daar nou geld soos punte na jou wallet toe wat jy dan nou kan spend. Dan kan jy koffie gaan koop of jy kan afslag kry of seker tipe staf op 'n baie groot verskeidenheid soos ander third party platforms actually. Maar wat dan is daar nou 'n leaderboard waar almal in die organisasie wat nou die app gebruik kan dan nou sien watter sorry ek vir myself en my hare en al vandag. As ek baie sag praat, gooi maar vir my praat ek harder. Maar dan kan jy nou sien hoeveel jou colleagues score. En ek moet erken, dis so 'n motivering om half dedicatedly te gaan oefen en soos by jou program te bly want jy sien hoe die punte versamel. Ja, mens raak meer competitive want jy compete actually vir ietsie, ja. Ja, verseker. En alhoewel dit dalk nou nie is om obviously die een te wen of so nie, dit help jou ook net jy kry punte en soos jy kan dit spend en stuff, so dit help regtig.
Maar nou het hulle vir ons laasweek nou access gegee tot die food afdeling, die nutrition afdeling. So nou kan elkeen van ons eie nutritionist kry en dietitian. En so toe het ek nou laasweek vir die eerste keer met die persoon nou soos 'n conversation gehad en deur my program gegaan en deur my oefening en my supplements en ons kan nou daaroor praat want dit is actually 'n baie interessante ding. Maar soos deur die supplement gaan wat ek vat en byvoorbeeld deur die wat ek eet in die dag en toe besef ek ook actually hoe sleg my routine is met wat ek eet en hoe dit actually my beïnvloed. Om met jou dood eerlik te wees, en dit is eintlik half embarrassing om dit te sê. Ek sal as ek in die dag besig is, dus ek sal in die oggende ek pak sy nou maar 'n kosblik vir Lenko wat gaan werk. En dan maar vir hom 'n kosblik pak en dan sal ek myself ook 2 eiers maak. En dan sal ek nou dis nou my half ontbyt/snack hier by 10:00, 11:00 se kant. Maar dan het ek nou al die oggend 'n koppie koffie in. Dan sal ek later weer 'n koppie koffie drink. Dan sal ek na dit seker nog 2 of 3 koppies koffie drink. So as jy ook so baie koffie inneem en jy sit in werk, dan vergeet ek partykeer hoorie, okay, ek moet legit soos iets gaan eet vir middag. En dan sal ek nou basically my 2 eiers, miskien 'n protein shake, en dis half dit tot vanaand toe. Maar dan as ek by vanmiddag se klas na ek vanoggend geoefen het, die middagklas, jy kan agterkom soos ek voel, hoorie, okay, ek het nie alles om in te sit nie. Partykeer voel jy 'n bietjie beter want jy het al 'n koppie koffie gedrink voor jy gaan het en is al 'n bietjie kafeïne, maar hoe belangrik dit actually is om genoeg te eet want jy moet obviously daai energie kan verbrand weer. En ek moet ook sê soos ek sal nou oor kreatien ook noem, maar miskien kan ek net ja, so wat ek eintlik net wou gevra het is kom jy agter dat dit iets is wat jy hoe lyk jou program? Soos eet jy genoeg of dink jy dit affekteer jou nie so baie nie? Okay, okay. Hierdie is 'n lang storie want dit is alles connected, maar ek gaan gereeld na 'n dokter toe, ek doen bloedtoetse omtrent op hierdie stadium voel dit vir my asof ek lyk soos 'n heroin addict met al die trekmarks op my arms, want ek gaan gereeld vir bloedtoetse. Waar hulle toets my hormoonvlakke, hulle toets my yster, my insulien, my cholesterol, my wat, nee. Ek gaan gereeld vir bloedtoetse en daarvoor op dit gebaseer drink ek sekere supplements. Wat is supplements drink jy? Okay. So ek drink ek drink Vitamiin B in die oggende, obviously. Ek drink ashwagandha. Dit is amazing. Ek sal nou vertel hoekom dit kalmeer mens, né? Dit is al so 'n stress relief tipe. Ja, dis so okay, Vitamiene B maak jou wakker. As jy dit drink in die oggend, obviously. En ietsie wat ek nou vir jou wou gesê het toe jy praat oor jou dieet, as jy Vitamiene B drink, dan kan dit jou eetlus increase. O, dis interessant, ek het nie dit geweet nie. Dis actually verskriklik interessant. Ek het dit ook nie geweet nie, tot my dokter nou die dag vir my gesê het, hy gaan my Vitamiene B increase, so ek drink nou meer Vitamiene B as wat ek gedrink het, sodat ek my eetlus kan increase, want ja, okay, ek sal nou by dit uitkom, hoekom hy dit gesê het, maar anyway, so ek drink Vitamiene B, ashwagandha, ek drink netelroot, wat help vir gut health, ek drink C? Nee, ek drink nie Vitamiene C nie. Ek drink Vitamiene C as ek siek is, maar ek drink nie Vitamiene C oor die algemeen nie. Ek drink Vitamiene D. Ja, so ek drink een keer ek sal nou by dit kom. Ek drink een keer 'n week Vitamiene D, wat genoeg is vir die hele week. So hulle sê jy moet omtrent 5000 IUD's 'n dag drink. IUD is hoe hulle Vitamiene D. Nee, ek weet wat IUD's is, maar. Ja, maar up to 5000. Seker 5000. Up to 5000, ja. So 5000 is max. Ek het drink op die stadium
op die stadium. Volgens my bloedtoetse is dit my beste. Okay. Drink ek dit werk uit op 5000 elke dag. So ja. En dan in die aande drink ek magnesium. Ek drink 2 magnesium tablette. Ek drink Jessie. Ek drink 5-HTP ook. Ek weet nie wat dit is nie. 5-HTP is 'n dit is 'n dit boost net jou mood. Okay, So dis nie hormone regulator of wat? Nee, dis nie 'n hormone regulator nie. Dit is dis ook 'n supplement, maar dit is ook nie soos 'n antidepressant of dit increase net jou receptiveness to serotonin, ek dink, as ek nou reg onthou. Ja, so ek drink 5-HTP ook. Anyway, so aande 2 magnesium, 5-HTP. Ek drink ek kan nie alles onthou nie. Ek drink Sorry, nou dat jy dit sê. tonic, ja. Jy drink nie meer contraceptief nie? Ek weet, sorry, dis nou 'n baie persoonlike vraag, ons hoef nie daaroor te praat verder nie, maar dis ook 'n goeie topik vir die toekoms. Nee, Want dis ook onder supplements en stuff. Ja, ek drink nie meer contraceptief nie. Okay, ja, anyway, ja. So ek drink 'n liver tonic wat help vir soos jou lewergesondheid en soos hoe jou lewer werk. Hoe beter jou lewer werk, obviously hoe beter is jou gesondheid. Wel, dit gaan so oor alles. En ek dink dis dit. Just 'n handvol al klaar. Ja, dis baie pille, maar okay, weer eens ek doen gereeld bloedtoetse om te kyk wat my liggaam nodig het. En dan vroeër het ek vertel oor die yster transfusion, so ek het die laaste 3 maande omtrent elke maand 2 vials yster gekry. So my yster is incredibly laag. En ek kry yster transfusions en gaan hopefully in die near future nie meer dit nodig hê nie, maar meer yster supplements soos pilletjies drink. Ja, dis amazing though. Soos voel jy 'n verskil as jy klaar 'n yster supplement gekry het of nie? 100%. So ek kan vir jou sê so die Vitamine B, die magnesium en die yster. Al 3 van daai soos help met jou slaap. So die magnesium gee jou dieper slaap. So jy staan minder geneig om wakker te word die hele tyd in die aand en jy het droom. Okay, as jy eers begin magnesium drink, soos moenie skrik nie, jy het freaking vivid drome. Ja, daai eerste rukkie is baie erg. Ek het dit self met zink ook ervaar. Ja, so magnesium help jou om dieper te slaap. Vitamine B maak jou soos jy word wakker. Jy voel wakkerder. So 'n ding wat vrouens meestal vrouens kry is soos 'n foggy brain. So jy voel asof jy nie clear kan dink nie, asof alles soos dof is. Nie ja, tyd beweeg so 'n bietjie weird, ja. So dis foggy brain. Jy kan nie altyd elke minuut terug recall nie en so. Ja. Dit is mostly in vrouens. Meeste vrouens kry dit. Wel, nie meeste nie, maar vrouens kry dit meer as mans. Vitamine B help daarvoor en dan yster. As jou yster te laag is, dan increase dit net jou soos jy sukkel meer om te slaap. Jy sukkel om wakker te word en jy's die hele tyd moeg. Dis interessant. Okay. Ja, so as ek yster, soos ek kan dit voel soos die dag na ek my transfusion kry. Soos jy voel asof jy meer energie het. Jy voel soos ready vir die dag. Ja. Dis baie cool. Ek weet dit is so kort. Ja. Dit is amazing baie cool dat dit so groot impak het.
Ja. So ja. Iets wat ek wel oor wonder, sorry ek chip nou hier so in is, Mm-mm. ek het nou die dag geluister na 'n vrou wat gepraat het oor hoe jy jouself gesond kan dink. Wat dink jy oor Yes. dit? Soos dink jy dit is actually iets wat jy kan doen? Dink jy soos jy as jy siek is? Ja, ek weet nou nie of ek regtig soos ek is 'n baie meer half ek drink my vitamiene, my supplements en stuff, maar daar's ook nog maar 1 of 2 dae wat ek regtig vergeet en dan soos okay, en ek was nou die hele Ek ruk vergeet lank ook, ja. nie siek gewees nie en so ek is half bietjie soos lenient met myself wat ook seker nou nie die beste ding vir myself op die ou ende is nie. Maar ek wonder soos ek het toe nou na haar luister, toe wonder ek soos ek weet nie, ek dink nie sy bedoel soos korttermyn soos 'n vinnige verkouetjie of so nie, maar ek dink wel jy is meer prone tot verkoue as jou mindset nie regtig gesond is nie. Wat dan nou obviously ons weer terugbring regtig na oefening toe, want oefening het actually so groot invloed op jou mental health dink ek. En jy het nou onder andere gesê byvoorbeeld dat dit jou goeie uitlaat vir jou energie is, maar dis ek dink daai wat jy gesê het van jy raak half effens bietjie mal as jy nie gaan nie. Soos dit regtig help verskriklik om in die eerste plek uit te gaan. Ek self werk van die huis af, so dis vir my 'n groot ding as ek heeldag in die huis gesit het, is ek baie meer in die eerste plek dalk in my kop, wat nie altyd die beste ding is nie, want dan sukkel jy ook bietjie meer om te kommunikeer met die mense rondom jou na die tyd. Maar ook mense het net daai hoe meer jy half met mense te doen kry, hoe makliker is dit ook om met mense te doen te hê. En ek dink daai prinsipel dra oor wanneer ek byvoorbeeld na 'n boksklas toe gaan. Jy's deur daar met mense te doen het, kom ek partykeer huis toe en ek het ook 'n beter kommunikasiestyl met die mense wat dan rondom my by die huis is. Ek weet nie, is dit iets wat wat dink jy? Dink jy kan jouself gesond dink in daai manier? Kom ek en dit connect aan laasweek se episode, maar kom ek sê so. Ek dink dat daar's hierdie famous saying wat gaan what you resist persists and manifests into the physical. So ek doen glo daaraan. As jy heeltyd hierdie haat in jou gaan hê, dan gaan dit eventually opeindig in die fisiese wêreld en dit mag dalk iets soos kanker wees of freaking wat ook al, arthritis, dementia, freaking enigiets. Daar is preventative measures, maar in die interessante ding van dit is soos die preventative measures wat jy kan gebruik increase jou mental health en increase dan jou kanse om nie daardie negatiewe thoughts te hê en daardie negatiewe uitkyk op die lewe te hê nie. I mean, hoe voel jy as jy gaan oefen? As jy uitstap, jy voel ek byvoorbeeld freaking voel asof ek in die sewende hemel is. Ek love dit. As ek met Hufflepuff ook gaan stap, jy kry so serotonin boost na die tyd. Ja. Dopamine boost, ek weet nie eers wat dit is nie, maar jy sit soos baie meer happy. Ja, ek kom gewoonlik op by die huis om te loving. Ja. So oefening is baie belangrik. Ek het nou die dag 'n ding gesien van as jy 2 tot 3 keer 'n week oefen, dan decrease jy jou kanse vir Alzheimer's met 23%. Dis baie. Dis baie! 23%. Ja. Dit laat my actually wonder. Ek het geen navorsing om hierdie mee te staaf nie, maar dis nou maar sommer net iets wat opgepop het in my kop is. Ek wonder baie van die want jy sien byvoorbeeld tussen ons generasie of especially moet ek dalk eerder sê hierso in die Kaap especially ons was C-punt op die oomblik. En obviously C-punt Groenpunt hierdie hele area Kampsbaai verskriklik baie randklubs en verskriklik baie activity op die strand en op die promenade en so. So hier's 'n baie hier's 'n culture of activity and a culture of being active. En ek dink dit raak tot 'n groot mate mense kan seker half die correlation trek tussen dit en die actual omgewing ook. Soos baie mense hier is ook ek gaan dalk gekruisig word wat ek nou gaan sê, maar ek dink daar is 'n baie sterk ek wil nie sê community nie, want okay, hoe wil ek hierdie verduidelik? Ek wonder of mens as jy gaan kyk, kan sien dat baie mense hierso die feit dat hulle aktief is, dalk bydra tot die kwaliteit lewe wat in die area is.
Wel ja, dit is maar net 'n soos die feit dat mense active is net 'n representation van die ehm geestestoestand van jou omgewing. Soos hier in Centurion, daar is soos okay, jy kry die parkrun maar dis in baie die gym en weird. so. Ja, maar dis baie weird want dit voel vir ek was bietjie lanklaas in die Kaap, maar dit voel vir my, jy kan dalk meer sê oor dit. Dit voel vir my asof in Centurion is mense meer gefokus op hulle eie selfish reasoning for doing something, waar ek byvoorbeeld sou verkies as daar meer fietsryklubs of freaking nie dat ek sal fietsry nie, maar anyway, soos ek verkies dit. Soos die need vir community is baie groot en dis baie groot motivation. Anyway, ja. Ek dink soos ek moet ook dalk sê hierdie is nou maar net ons perceptions van dit. Ek weet ook baie mense sê soos Kaapstad is baie klikkie en die randklubs is soos daar's baie mense wat obviously na die randklubs se gaan. Ek was nou nog nie by een gewees nie, so ek kan regtig nie praat oor hoe dit is om te gaan nie. Maar ek kan wel sê dat even ek's nog kind of soos bietjie net in die Kaap nou, kan nie eens onthou hoe lank is ek nou hier nie, maar mens kom tog agter daar's 'n bietjie van dis 'n vibe of 'n active vibe en dis aantasbaar eintlik. Mens voel ook as jy sien ander mense draf op die promenade ook en maybe kan ek ook gaan. So dis at least al gaan draf jy nie saam nie, dis daai aanvoeling wat jy kry vir ander mense se active, so jy's ook dalk 'n bietjie meer active. En ek dink dit dra tog by tot 'n community se geestestoestand. Ek sal actually gaan kyk. Definitief. Ja, ons kan dalk op 'n latere stadium weer sê ek sal soos bietjie gaan actually kyk of daar navorsing is wat praat oor community health en miskien even longevity van community of groepe wat saam bly wanneer hulle wel aktief is. Ek is net ongelukkig nie bewus van sulke navorsing nie, maar dit mag ook actually baie interessant wees. So het jy al Ekskuus, ek gaan nou in die rede van my, het jy al gehoor van Ozempic? Ja, die weightloopprak. Ja, so okay. Ek kan wil dit opbring net omdat ek daaroor wil praat, want ek dink dit is freaking freaky as fuck. So, okay, Ozempic, dit is 'n drug wat jy inspuit wat basically jou soos die hunger hormone suppress. So, dit is eintlik 'n diabetic drug, né? Dis eintlik dis eintlik 'n diabetic drug wat hulle agtergekom het, okay, maar vir mense wat nie diabetes het nie, as hulle dit gebruik, dan suppress dit jou hunger hormone. So in jou liggaam is daar ietsie wat van jou brein af geskei word wat vir jou sê hoor jy's honger. Jy het energie nodig. Maar hoekom ek daaroor wil praat is dit buiten vir die baie negatiewe effekte van Ozempic is die goeie effek dat mense nou begin gewig verloor. Want hulle basically eet minder want hulle wil nie meer so baie eet nie. Maar dit maak hulle nie die eet beter nie. Dit maak jy net minder eet. So, dit decrease jou calorie intake en as jou movement dieselfde bly as wat dit gebly het voordat jy gegaan het op Ozempic, dan gaan jy obviously gewig verloor want jou intake van calories is nou minder, maar soos jou intake van calories is minder, maar jou movement bly dieselfde. So mense verloor gewig. Dit wat ek nie like van dit nie is die negatiewe effekte. Jy kan thyroid cancer kry. Jy wat regtig issue is, ek kan nie verstaan hoe mense hierdie goeders kan gebruik as daar so baie negatiewe effekte is nie. Jy kan nooit ooit in jou lewe ophou dit gebruik nie. As jy dit eers begin gebruik, dan moet jy aanhou en aanhou en aanhou.
daar's studies wat bewys dat mense depressief raak. Want jy verloor daai, okay, so kos is amazing, ons almal weet dit, kos proe lekker en dis lekker om lekker goeders te eet, ons almal weet dit. En as mens lekker goed eet, dan gaan daar 'n trigger af in jou brein wat gaan soos, oh, hierdie is great, en jy raak happy daarvan. Dis soos selfe tipe effek van as jy oefen. Soos die happy hormone word release. Maar nou, as jy Ozempic gebruik en jy eet, dan kry jy nie daai happy response nie. So mense raak depressief. Hierdie is net 'n paar van dit. Maar wat interesting vir my die meeste is jy kan dieselfde bereik deur net bietjie gesonder te eet. En dit beteken nie jy hoef soos tasteless kos te eet nie. Jy kan nog steeds lekker kos eet. Maak dit sin? Jy kan dieselfde bereik. Dit maak my sin, maar die verskil is dan net die tyd. 'n groot deel van die verskil is die tyd. Ek wil nie shade delayed gratification nie, want dit is ook nie heeltemal dit nie. Ek dink party mense legit sukkel om gewig te verloor. Dit is moeilik en dit vat regtig verskriklik harde werk. En dis nie dat ek sê party mense sit dit nie in nie en daarom verloor hulle nie gewig nie. Maar party mense sit dit nie in nie en daarom verloor hulle nie gewig nie, of ewen al gaan dit nie oor gewig verloor nie. Party mense sit nie die werk in om die uitkomste te kry wat hulle wil hê nie. Dit is 100% so. Maar ek dink ook dis 'n vinnige uitkoms. Dit is en it's kind of as mense nie 'n vinnige uitkoms gehad het nie, was daar nou nie fast food as ek nou maar daai koneksie kan maak. Dus daar's kind of 'n mark vir dit juis omdat dit iets is wat mense wil hê. Mense wil vinnige uitkomste hê. So ek kind of moet sê ek verstaan hoekom. Alhoewel ek nie sê dis nie moeite werd dalk nie. Ek weet nie, ek het was nog nie in daai posisie waar ek so graag so vinnig wil gewig verloor nie. So ek kan nie vir jou sê nie, maar ja, die enigste ding wat ek wel kan sê oor ek Ozempic, sonder om nou dat ek dink hierdie regte platform is om 'n advertisement te doen, maar ja, daar's 'n self-talk episode en dis so funny oor Ozempic. Dit is die funnieste self-talk episode wat ek al gekyk het in 'n lang ruk. Dis 'n nuwe episode actually. Maar dan soos maak hulle van Lizzo en dan sit Lizzo drugs. Dis verskriklik funny. As iemand dit nog nie gekyk het, jy doen net afgins, dis so goed. Ek sal dit gaan kyk. Ek kyk nie na self-talk nie, maar ek sal dit gaan kyk. Dis regtig 'n funny episode. Ja. Anyway, so wat ek wou by uitkom, nee, soos ek verstaan, dit is 'n fast oplossing vir dit. Maar dit nee, soos okay, ek is nie iemand wat oorgewig is nie en ek dink nie ek was al ooit in my lewe oorgewig tot op daai punt nie. Maar 'n vinnige oplossing is nooit actually 'n oplossing nie. Dit is 'n pleister wat jy opplak, in my opinie, want nou almal wat Ozempic begin gebruik, gaan nou die vinnige oplossing, hulle gaan die resultate kry van maar word, sure. Maar oor lang termyn is daar so baie negatiewe effekte en hulle hou nog steeds aan, meeste mense wat Ozempic gebruik, hou nog steeds aan met hulle eetgewoontes wat hulle tans het of wat hulle gehad het voordat hulle begin Ozempic gebruik het. Wat sleg is, want I promise you, dit is nie noodwendig die mees voedingswaardige waardevolle kos wat hulle eet nie. Ja, lifestyle change is beter en I get it, dit is moeilik. Ek freaking gee nog steeds in as my ma of my pa, ek koop nie vir myself chocolate nie, want dit is gevaarlik, maar as my ma of my pa of my chocolate koop, trust me, al is dit 'n slab, dit hou net 'n dag, okay? Dit hou net 'n dag. Maar dis wees net meer, al wat mense hoef te doen, is jy hoef net meer aware te wees van wat jy in jou mond sit. As jy 'n koekie wil eet, sure, eet 'n koekie,
maar gaan na die rak toe waar die koekies is in die winkel en kyk na die amount of sugar en vat die een met die minste suiker. Oh, that's disgusting. Dis daai sugar-free cookies. No ways, niemand wat wil dit hê nie. Dit is actually, dit is sweetened Ew. nog steeds. Dis Maar disgusting. dit is daai. net 'n voorbeeld. Of as Ek verstaan. jy pasta wil maak die aand, great, maak pasta. Maar mens kry pasta wat plant-based is, in die sin van dis mushroom pasta, dis spinasie pasta, dis cauliflower pasta. Dis in my opinie proe presies dieselfde, is meer voedingswaardig en is fucking lekker. Sorry. Ek moet vir jou sê, ek maar weet nie of sis- ek heeltemal ek verstaan wat jy sê. Ek weet nie of ek 100% daarmee saamstem nie, want ek dink nie dit is al wat mens moet doen nie. Maar dis 'n en ek begin. dink Ek het nie ek gesê jy verstaan moet wat net jy dit sê, doen ja. nie, dis net 'n begin. So as jy jou fiber van jou kos kan increase, gaan jy minder eet want jy increase jou fiber en fiber is wat mens vol maak. So jy increase jou fiber wat in enige vorm kan wees, including proteïene. Hoe meer proteïene jy eet ook is hoe beter is dit vir jou. So jy increase jou fiber, dan eet jy minder want die fiber maak jou vinniger vol. So, So, ek dink definitief ja, ek verstaan wat jy sê, diet is 'n goeie begin dalk. Dis partykeer dink ek ook makliker dalk as om actually te gaan oefen. Alhoewel ek dink ek sê dit ook dalk te maklik en dit is ook actually nie soveel makliker. Maar hier is ook die ander soos diet het eksterne ook faktore. Diet het ook 'n baie groot invloed op jou leefstyl. So as jy oefen, sure, jy sal gewig verloor want jy verbrand meer kalorieë as wat jy nie oefen nie. Maar as jy diet, nie diet nie. As jy gesonder eet, dan ek het nou my trein of wat is. Ek het my trein of tot nou verloor. Maar dis okay. Sorry. Dit maak nie saak nie. As jy diet, ja. As jy diet. Dis makliker om gewig te verloor as jy gesonder eet. Op 'n sustainable manier, want obviously diets mense dink soos diets is soos ek gaan oor die volgende 4 weke soveel kilogram verloor en dit gaan wat dit wees. Dit gaan dan vir die res van my lewe gaan ek nie daai 10 kilogram hê nie, wat nie waar is nie. Die beter opsie sal wees om 'n lifestyle change te maak en jou manier van kos maak verander of die tipe kos wat jy maak verander. In plaas van om daaraan te dink as 'n diet. Ek moet wel sê, soos ek verstaan wat jy sê en ek stem saam met dat jou diet beïnvloed jou lifestyle, maar ek moet ook sê jou lifestyle beïnvloed terselfdertyd jou diet, want en hierdie is 'n baie, ek wil nou nie daai persoon wees wat dit dit gaan probably die eerste keer wees wat ek dit opbring, maar ek gaan dit in die toekoms dalk nog 'n hele paar keer opbring, maar party mense het net nie die luxury om regtig die gesonder opsie te koop nie. Brood is werklik goedkoper as die alternatief. Mieliepap is werklik goedkoper as die alternatief. So baie keer daai starch is net die meer bekostigbare opsie. En dis baie keer juist deur die meer bekostigbaar en ek skakel nou mense wat 'n Ozempic vat bietjie uit want hulle gaan obviously nie daai opsie hê nie. Of hulle is heel moontlik in 'n ander dalk in 'n ander tax bracket. Maar dit is actually regtig, ek dink soos lewe is duur op die stadium en party mense regtig kan net nie bekostig om die cauliflower opsies spaghetti te koop nie. Dis fine. Dit is regtig. Mens kan ander veranderinge maak. En as jy soos ek het nou die dag 'n ding gehoor ook soos as jy dalk nie dit kan bekostig om gesonder kos te eet nie, eet uit 'n kleiner bord uit. Maak net jou porsie kleiner. Eet uit 'n kleiner bord uit. En as jy winkels toe gaan of as jy
jou kinders gaan al by skool, of whatever jy doen, stop verder. Dat jy verder stap, soos dat jy meer beweeg meer. Dit laat my actually nou dink aan die vrou wat ek vroeër van gepraat het. Sy het verduidelik oor 'n studie wat hulle gedoen het, waarin hulle vrouens gevat het wat in 'n hotel skoon gemaak het, soos die skoonmakers in 'n hotel. En hulle het die groep in 2 gedeel, en vir die een deel van die groep gesê dat hulle het half basically geleer, eers gevra, hoeveel oefening doen jy in 'n week? En meeste van hulle se general antwoord was, ons doen nie oefening nie, want ons kom laat by die huis, en ons moeg, en soos kinders en stuff. Toe deel hulle in 2, en toe leer hulle vir die een kant van die groep, dat hulle werk wat hulle actually doen is oefening, want hulle tel goed op, hulle skuif goed rond, hulle loop verskriklik, en die ander groep het hulle dit nie voorgedoen nie. En toe het hulle obviously die observation gedoen, en gekyk wat die verskille is in actual, soos nie net die uitkomste in terme van produktiwiteit en so nie, maar ook in terme van hoe hulle byvoorbeeld gewig verloor het, en hulle mental state of health en hulle fisiese health. Obviously nou, sy verduidelik baie mooi oor die verskillende tipe toetse en goed wat hulle gedoen het, maar dit het op die ou ende uitgekom dat die mense wat hulle actually geleer het, dat die oefening die werk wat hulle doen ook oefening is, het beter gevaar op baie van daai, op 'n meerderheid actually van die maatstawwe wat hulle gebruik het. So is interessant, weer eens kom dit by daai punt uit van jou mental health, en hoe dit regtig nie mental health en physical health is nie, maar health is. Dit is connected, alles is connected, Ja. Dit is nogal, ek dink 'n mooi full circle moment met die gesprek wat ons laasweek ook gehad het. So as iemand dit nog nie geluister het nie, weer eens gaan luister dit, en like en subscribe ook. Ek het nogal besef, en ek seker dit is similar vir mense wat elke dag kantoor toe gaan, maar omdat ek by die huis werk, ek beweeg nie so baie nie. So wat ek nou gedoen het is, party dae werk ek onder, wat dan my forceer om gereeld op en af te gaan. Ek bly op die soos wat noem jy dit? Op die boonste vloer, ja. So ek gaan op en af by my trappe. Okay, ek is dalk nie 'n baie onaktiewe mens nie, want ek beweeg baie. Maar daar wat ek nou meer bo werk as wat ek onder werk, sal ek afkom en ek sal met Bella speel in ons driveway wat nogal lank is. So ek sal soos op en af hardloop saam met haar en die balletjie vir haar gooi. Daar is maniere om te beweeg. Daar is maniere ook om jou calories wat jy inneem minder te maak. Jy hoef nie noodwendig gesonder te eet nie, maar soos ek sê, eet net uit 'n kleiner bord uit. Of stop net verder as jy Spar te gaan. Stop by die verse parking wat jy kan kry, en dan loop jy net in. Of as jy in 'n soos kom ons sê, okay, dis nou dalk bietjie excessive om 20 vloere se trappe te klim, maar gaan tot by die 18de vloer en klim die laaste 2 trappe. 2 stories se trappe. Vir ons, increase net jou movement bietjie, en jou maak jou porsies kleiner as jy nie die tipe kos wat jy kan eet, of wat gesonder is, of wat ook al kan bekostig nie, dan eet net minder. Bullshit jouself. So, die rede hoekom ek sê eet uit 'n kleiner bord uit, is hulle het 'n studie gedoen oor hierdie. En as jy met jou fisiese oë, as jy met jou oë kan sien dat jou bord vol is, dan dink jy outomaties dis baie kos, want jou bord is vol. Maar sure, jou bord gaan vol wees, maar hy's kleiner. So jy eet minder as wat jy op 'n groter bord, 'n vol bord sou skep. Ja. So jy bullshit jouself. Sê vir jouself, jy's baie, perspektief. Ja, verseker. Ek dink dis goeie advies. Ek dink dit is 'n lekker iets om in gedagte te hou. En 'n goeie reminder om nie Ozempic te vat nie, quote Alnike. Ja. Ozempic is van die hel af. Behalwe obviously as jy diabetes. Dit is 'n ander storie. Daar's exceptions. Ja. Okay. Cool. Net gou so vinnig, ons gaan volgende week
Ons het dan ek dink nie ek het dit voorheen al gesê nie, maar daar's elke week Dinsdag 'n episode wat release. So hou oogie oop vir volgende week se episode. Ja, elke week Dinsdag. Dit sal so 5:45 in die middag begin die premier. So dit gaan elke Dinsdag gaan daar almal kan saam kyk. Dit gaan 5:05 begin countdown en dan 5:00 gaan dit release. So hou oogie oop. Ja. Okay. Gooi vir ons like en subscribe. Okay mense, weer lekker. Teen die tyd wanneer julle dit kyk, sal dit aand wees. So, lekker aand. Like en subscribe. Cheers. Bye.